Here, die wonderlike diens van vanoggend. Dis lekker om weer eens die teenwoordigheid te voel tussen ons, te kon luister na die woord, Here. Vader, kom en sien ons by mekaar kom vanaand. Mag elke liedjie wat ons gaan sing tot eer en verheerliking van die Heilige Naam sal wees, Here. Here, en laat dit soos 'n soet rookoffer voor U sal opgaan. O Heilige Gees, wees U salf U met Brother Lennox is lippe vanaand, Here. Vader, kom en laat ons luister wat U vir ons wil sê in hierdie naam. Bid in U wonderlike en grote naam. Amen. Sorry Lennox, kom ek eers op jou naam nie. Die Here is my krag en my psalm. Hy het my geweldig voor. Kom ons staan net en ons sing saam. Die Here is my krag.
'n baie hartlike goeienaand aan elkeen van u. Goed om u te sien. So 'n bietjie gescan so oor almal. Goed om u te sien. Die Here se guns was met ons in hierdie week. Miskien was van die manne gelukkig om toe dit so lekker reën is, pannekoekie te kry. Dit was jou gelukkige dag. Ons sien uit na die volgende reën. Mag die Here ons saam wees vanaand seën. Mag dit vir ons 'n kalmte en 'n rustigheid in die hart gee terwyl ons hier by mekaar is rondom sy woord is. Ons vashou teks vir hierdie week wat voorlê, Efesiërs 3 vers 20. Kom ons lees hom deur. En aan hom wat mag het om te doen. Brent het nou net gesê, bid sonder ophou werk. Nou sê die versie, aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink. Ons vra vir die Here vir so 'n kleintjie stukkie. Miskien het die Here 'n groter stuk vir ons in gedagte. Iemand het gesê, as jy God vertrou, moet jy hom groot vertrou. Want hy is 'n God van die onmoontlike. Ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Watter krag? Die krag van die Heilige Gees. Dieselfde Heilige Gees wat daardie rots laat wegrol het, wat in Jesus gewerk het om daardie liggaam na 3 dae lewend te laat opstaan in 'n verheerlikte liggaam. Daardie selfde krag is ook in u lewe en in my lewe, in ons lewens. Die krag van die Heilige Gees, as ek waarlik weet, ek ken hom as my verlosser, dan beloof hy in my en ek in hom, al hy krag. Efesiërs 3 vers 20, gaan lees hom so weer 'n bietjie slag deur, gaan merk hom so duidelik in die Bybel, gaan slaan so iewers bietjie na en kry meer inligting oor hom. As u nou internet het, gaan Google hom, kyk wat sê die geleerde mense, die uitlegte, gaan kyk daarna die Matthew Henrys en daar die groot manne. Wat sê Spurgeon oor hierdie vers? En ek dink ons doen onsself tekort. Baie maak, omdat ons God nie waarlik daarvoor glo of vertrou nie. En dis wat hy vir ons vergee. Efesiërs 3 vers 20. Terwyl ons na mooi musiek gaan luister, kom ons dien die Here met ons offergawes en dan kyk ons na ons afkondigings.
Hemelvader, baie dankie dat terwyl die offergawe opgeneem is, ons kon sit en net rustig raak. Here, kon luister na mooi musiek. Here, wat sommer soos kabbelende water deur ons siel wil vloei. Dankie vir hierdie voorreg om hier te kan wees in hierdie aand. Here, ons vra vir U dat U ons saam wees, waarlik 'n aand van ontmoeting met U sal maak, Here. Dat ons sal hoor, verneem, verstaan wat U vir ons wil sê. Asseblief, baie dankie, Here. Dankie ook, Meester, vir die offergawe wat opgeneem is. Dankie vir elke muntstukkie wat daarin geplaas is, Here. Gebruik dit in hierdie wêreld hier buite, waarheen daardie fondse ook al gestuur mag word. Here, seën dit, gebruik dit tot eer en uitbreiding van U koninkryk. Amen. Vriende, ons net so datums om te onthou, ons herinner U net aan ons gebedsgeleenthede hier by die kerk, Woensdag aand 7:00, natuurlik ons gemeentebidtuur, en Vrydag aand 6:00 kom ons weer by mekaar om saam te bid, waar ons spesifiek meer vir die naweek se bedrywighede in ons eie gemeente, begrafnisse, troues, die dienste, die sang, die gitare en die snare en al daardie dinge bid, en vir elkeen van u. Want daai drempel word bebid daarso, ons bid vir hom, elke voet wat daar oortree, moet die Here ontmoet en seën. Daai sitplek waar jy sit, het ons aan die Here opgedra. Sê Here, al werk dit so deur die boude, laat dit by die hart kom. By die hart kom. En ons vertrou die Here, omdat hy dit vir elkeen van ons wil doen. Dis wat ons Vrydag aande doen. Ons is so 'n paar manne wat by mekaar kom, is daar nog 'n paar is, jy's altyd welkom. Die jeug is Vrydag aande van 6:30 af hier, so 6:30 tot 9:00 kom hulle by mekaar, en ons vra vir u, as u weet van jong mense wat kan kom inskakel, nooi hulle, bemoedig hulle, dat hulle sal kom en sal kom deel wees ook van daardie geleentheid. Dan herinner ons u net aan die dameskamp. Ek dink hy's vol op hierdie stadium, van die 10de tot die 12de April. Kom ons bid maar so lank vir die dames wat gaan kamp, is hier by Marine Drive, by daardie kampterrein. Kom ons bid vir mooi weer vir hulle, vir lekker weer, en dat die Here vir hulle elkeen waarlik op sy besondere manier sal ontmoet. Ek weet die einde van hierdie maand, die naweek van die 7, 8, 29ste, het die AEB konferensie buite. Dis heelwat van ons eie dames wat uit die gemeente ook die konferensie gaan kom bywoon. Dis 'n konferensie net vir dames. En ek weet nie hoekom word hulle so voorgetrek nie, maar ons sal probeer inhaal. Dat ons ook daarom iewers in die prentjie kom. Ek meen, ons bly die hoof van die huis mos. Ons moet daarom ons iewers net ons krag ook weer kom kry. En hoor, ons is ook belangrik. Maar baie dankie, julle weet wat ek bedoel. Dan herinner ons u net. Dit is Woensdag aand, die 18de Maart. 18 Maart. Om 7:00, dis met ander woorde gewone bidtuurtyd. Dan is die mense van Creation Ministries Internasionaal, is hulle hier, en hulle beywer hulle en gebruik hulle Genesis, die boek Genesis, die skepingsverhaal. Met ander woorde, hulle praat teen evolusie. Hulle praat teen waar ons glo, die God het begin met Adam en Eva, en dit is so 7000 jaar gelede. Nou kom hierdie hooggeleerde mense, en hulle sê vir jou, 1 biljoen jaar gelede het God hierdie klippie op daai een gesit.
Nou hoe hulle dit doen weet ons nie, maar hierdie mense se fondasie is Genesis, die boek Genesis, die skepping, alles rondom die skepping en wat in Genesis ook al staan. Gaan kyk so 'n bietjie in Genesis, as jy vrae het oor Genesis, dan skryf dit neer. Ons gaan is Pieter Leroux wat gaan kom, hy is die spreker, en ons sal nie lank wees, ek het vir hom gesê, ons is dis ons bidhuurgroep wat by mekaar kom, maar ons sal dit in die gemeente bekend maak, en dan, so hy verwag nie 1000 mense nie, hy sê hy doen dieselfde vir 10 mense, so kom ons verras hom, Woensdag aand, die 18de Maart, om 7:00 die aand, en ek sien persoonlik baie uit daarna, mens dink baie oor die skepping en al daai dinge, hoe het God gewerk en sovoorts, maar Pieter Leroux, dit is hulle fondasie, dit is hulle, ek wil nou nie sê beroep nie, want dit is nie beroep, dis hulle bediening, om reg oor die wêreld te gaan, en die Bybel, Genesis 1, as die begin van alles, voor te hou aan mense. Ons sal dit nog afkondig tot die Sondag voor dit, maar ons wil die man net so lank lus maak, dat die Genesis ook gaan lees in die tye wat voorlê. Baie dankie, ek dink dis die laaste een, Louise. Baie dankie, dan gee ons weer oor aan die voorsangers in die orkes. Sterkte en seën vir julle, en Dominee Lennox, as ek hier klaar is, hier lê jou mikrofoontjie hierbo.
what He's done for others, He will do for you. Die Bybel is vol van wonderwerke vir die Here gedoen het. Hy het blindes laat sien, dowes laat hoor, siekes genees, dooies laat opstaan. Daar is niks wat Jesus nie kan doen. En hy het dit aan ons beloof. Dit is joune, as jy net in hom glo. It is no secret wat my God kan doen. Ons sluit af. Dis al ons afsluiting. Ons staan en ons sing waai deur my. O Heilige Gees, kom waai deur my. Ek stel my oop. Laat my in hierdie oomblik oorloop. Amen. Dierbare wonderlike Hemelmeester, wat 'n voorreg om van hierdie aand by mekaar te kan kom voor die genade troon. Here, seën hierdie aand vir ons, Here. Loop by elke sitplek verby. Laat U woord spreek, soos wat U op my hart gelê het, Here. Skuil my agter die kruis. En Heer, dankie vir U genade en U liefde. Seën elkeen vir ons, terwyl ons die woord gaan ontvang, in Jesus naam. Amen. Wil jy sitplekke byeenneem? Dankie orkes, dankie voorsangers. Ons waardeer dit. Dit is so mooi. Vir u wat die Bybels vanaand by u het, kan u oopmaak by Lukas 13, van vers 22 tot 30 gaan ons lees. My onderwerp vanaand gaan oor gunstige geleenthede. Ek wil net noem, wanneer ek die term kerk noem, word dit nie genoem spesifiek ons gemeente nie, maar oor die algemeen. Lukas 13. Ek sal my hart praat. Lukas 13. En terwyl hy geleer het en op reis was na Jerusalem, het hy stede en dorpe deurgegaan. Toe sê iemand vir hom: Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle: Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle,
sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis opstaan en die deur gesluit het, en hulle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir hulle sê, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie. Dan sal hulle sê, maar ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en u het ons op die strate geleer. En hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my af, al julle werkers van die ongeregtigheid. Daar sal geween wees en geknars van tande, wanneer julle Abraham, Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sien, maar julle self uitgedryf buite toe. Tot sover. Liewe vriende, ek glo nie een van ons wil die wederkoms van ons Here Jesus misloop nie. Daar word aan ons gunstige geleenthede gegee om ons gereed te kry by die tweede koms van Jesus. Daar word so gereeld gepraat oor die wederkoms, dat mense se harte het eintlik al hard geword daarteen. Hulle neem nie meer die skrifte en die profeseë rondom dit meer ernstig op nie. Dit veroorsaak dat daar is so baie onaktiewe Christene vandag, wat so maklik kan afdwaal, omdat hulle nie meer betrokke is nie. En bo alles word die statistieke aangedui, dat daar wêreldwyd so ongeveer 260.000 mense sterf. En die wat gered word, sê die Here, is min. Elkeen kry 'n gunstige geleentheid om hulle lewe met God reg te maak. Maar almal maak nie gebruik daarvan nie. Die pad is smal, stry hard om hierdie heiligmakingspad te stap en te wandel saam met ons Here Jesus. Maar daar is mense wie so by die mond sê, ek is gered, maar hulle harte is so hard geword teenoor ander. Hulle optrede regverdig nie altyd dit wat hulle doen nie. Die woord bly steeds die tweesnydende swaard. Die woord dra nog steeds die boodskap van Jesus Christus as die enigste hoop vir hierdie wêreld. En tog wil party mense nie betrokke raak nie. Ons sal nie van brood alleen leef nie, maar vir elke woord van God. Ons as gelowige navolgers van Here Jesus Christus, ons weet wat is sy opdragte. Ons weet ons moet dit gehoorsaam en uitvoering gee daaraan. Steeds is daar van hulle wat nie betrokke raak by hierdie stryd nie. Hulle wil nie die boodskap oordra aan ander mense nie. En wanneer daar gespreek word oor die woord, bekeer julleself, maak julleself reg, raak dit nie meer die harte van mense nie. Die boodskap vloei net oor hulle, en hulle stel nie belang om hulle harte in te gaan nie. Is ons vanaand nog gehoorsaam aan Jesus? Doen ons nog wat hy van ons verwag? Hoeveel van ons is waarlik betrokke by hierdie goeie stryd? Baie wie spreek, Here, Here, ons sal dit doen en ons sal dit doen. En die Here gesê, gaan weg, ek ken julle nie. Elkeen wat aan hierdie stryd deelneem, weet, dit is nie 'n maklike stryd nie. Die vyand gaan dit nie vir ons maklik maak nie, maar ons het Jesus aan ons kant. Hy is die oorwinnaar en hy maak van ons meer as oorwinnaars. Baie het moeg geword. Die vyand het dit reg gekry, dat hulle in die slaap gemaak word. Daar is so baie wie se gedagtes in hulle harte ver van die Here af leef. Baie het voorheen so baie betrokke geraak, het so naby die Here geleef. Maar vandag spreek hulle woorde wat leeg is, of hulle maak ander mense daarmee seer. Daar word nie meer tyd gemaak om saam met Jesus te spandeer nie, soos voorheen nie. Hulle olielampies is byna leeg, soos beskryf in Matteus 25. Hulle oë staan na die verkeerde dinge van hierdie wêreld, en hulle lewer kritiek so maklik wat vloei oor hulle lippe. Die tyd is so naby, en God bied die gunstige geleenthede aan, om ons gereed te kry vir die ewigheid. Die wat ingaan by die noupoort, is maar min. Die duiwel het reg gekry om Christene aan die slaap te kry, terwyl daar predikers en Christene en ware gelowiges geestelik bloei vandag, omdat hulle soveel geestelike druk ervaar.
En die rede daarvoor is, daar word nie meer gebid vir mekaar nie. Waar is ons naaste liefde? Almal is so besig. Ons is so betrokke by die dinge van die wêreld. Ons kragte word uitgeput deur 'n veel eisende wêreld waar alles so teen 'n hoë tempo gehandhaaf word. Ons bid nie eers meer vir mekaar nie, maar sodra ons op die besiekelys kom, dan word daar eers vir daai persoon gebid. Ek wonder hoeveel van hierdie siektes kon verhoed gewees het as ons vir mekaar 'n bietjie meer liefde bemoedig het, meer vir mekaar gebid het. Die vraag wat ek vra, kerk van Laodicea, het jy waarlik lou geword voor die oë van die Here? Hoeveel keer moet die Here ons skud om ons wakker te maak? Moet hy eers die reën terughou voordat ons begin te bid? Waak en bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Die uur is naby, Here. Want die Here se koms is naby. Ons moet tyd maak. Die tyd van die hemelse horlosie tik verby. Hoor ons nog daai horlosie tik? Die sekondewyser gaan beweeg elke sekonde nader aan sy koms. Wees ligter en waaksaam, want die teestander die leeu loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ween en bid ons nog voor God se genade troon vir elke verlore siel, vir ons familie, vir ons huwelike, vir ons gemeente om geestelik te groei, vir die gevalle siele wat teruggeval het in die wêreld, en bid ons nog vir hulle om terug te keer. Bid ons vir die beskerming teen die bose magte. Bid ons nog vir ons predikers, vir die kerkraad en vir ons gemeentelede. Gee ons God nog die eer met 'n dankbare hart wanneer ons hom kon sê, dankie Here vir dit wat jy vir ons kon voorsien het. Wees bidend, die vyand is besig om ons te beroof. Hy kom soos die dief in die dag. Daardie brullende leeu wat uitkom om ons te verskeur. Hy wil ons weghou van om te besef die wederkoms van die Here is naby. Hoeveel siele is daar in ons gemeente wat vertrap en verskeur is vandag deur die duiwel? Net omdat ons nie bid nie, net omdat ons nie uitreik na ander nie. Baie mense het lou geword. Hulle sit agteroor in eie gerief. Baie Christene sê, ek is gered, hoe kom ek betrokke raak? Daar is hulle, hy mense wat so agteroor sit en nie betrokke raak nie. Julle is nie 'n bedreiging vir Satan, nie weet jy hoekom, maar hy weet jy gaan lou word. Jy gaan afkoel en kouer word, totdat jy lou genoeg is, en dan gaan God jou uit sy mond uitspoeg. Juis hulle gaan die gunstige geleenthede misloop met die tweede koms van die Here. Volhard in geloof en stry hard, want die wat gered word is min. Kind van God, hou vas aan geloof. Vir u wat nog nooit u hart vir die Here gegee het nie. Wat sê die Here van u vanaand? Die Here se woorde, Lukas 23 vers 31 sê hy, want as dit aan die groen hout gedoen word, wat sal met die droë hout gebeur? Jy sien, Jesus is die lewende water wat vloei in ons binneste. Elke kind van God ontvang uit hierdie lewensfontein uit water van ons Here Jesus, wat ons nie dors geword nie. Hy hou ons nat deur sy genade. Hy is die wynstok, ons is die lote. Jesus is die een wat die lote nat hou. U wat hom nog nie aangeneem het nie. Wat voed u vanaand om u nat te hou voor die voete van Jesus? U is soos daardie droë hout. U sal sterf as u nie ontvang van die Here nie, o ongeredde siel. Jy is daardie droë hout. Die ewige vuur sal daardie droë hout verbrand. Vader Abraham, wees my barmhartig, stuur dit vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in die water kan steek om my tong te verkoel. Want ek ly in smarte van vlamme. Jy sien, hierdie ryk man het die goedgunstige geleentheid gemis. Moenie hierdie uitnodiging mis nie. Is ons nog bekleed met ons Here Jesus Christus? Of versorg ons nog die vleeslike begeertes?
Ons het 'n bietjie meer as 'n maand terug, het ons al Kersfees gevier. Weet jy, met die Here Jesus se eerste koms, was daar so baie, wat sy eerste koms misgeloop het. Geestelike leiers van daardie tyd, het dag en nag in die tempel gegaan, hulle het die skrifte bestudeer, hulle het die profeseë geken, hulle het geweet, daar gaan 'n koms wees van die Messias. Maar hulle het die gunstige geleentheid gemis. Want in Matteus 2 het Herodes die owerpriesters en die skrifgeleerdes by mekaar geroep. Daar het hy besoeking ontvang van die wyse manne. Hierdie skrifgeleerdes is geroep, omdat Herodes het geweet, hulle ken die skrifte. En hy wou by hulle weet, wie is hierdie koning wat gebore gaan word? Hierdie manne het die skrifte uitgelê. Hulle het presies geweet, dis die Messias, die koning van die konings, die Christus wat gebore gaan word. Nou, maar waarom lees ek dan nêrens die skrifte, dat hulle met blye harte uitbeweeg het na Bethlehem, om die Jesus te gaan ontmoet nie? Waarom lees ons dat hulle self gereed gemaak het nie, om hulle God te ontmoet nie? Is u gereed vanaand om u God te ontmoet? Hulle het die gunstige geleentheid misgeloop. Die geestelike leiers was nie gereed nie. Jy sien, hulle het hulle eie belange in ag geneem. Is u gereed vanaand, indien Jesus vanaand sou kom? Engele het met blye boodskap, het hy aan eenvoudige mense gaan besoek, die engele. Jy sien, die herders was nie in groot aansien gewees nie, maar hulle harte was opreg. Elkeen is belangrik vir God. U is belangrik vir God. Hoor u sy stem van die Heilige Gees vanaand? Want die herders het 'n mate van vrees in hulle harte gehad toe die engele gesien het, maar hulle harte die blydskap was ver groter gewees om hulle koning te gaan ontmoet. Die herders het die gunstige geleentheid gebruik gemaak. Hulle het die verlosser en die saligmaker persoonlik ontmoet. Het u 'n persoonlike ontmoeting met Jesus vanaand? Wat staan u verhouding met voor God? Weet jy, daar was 'n herbergier gewees. Hy het geld nagejaag. Hy was verblind gewees deur geld. Die herbergier het net wie kon betaal het, die kamers gegee. Maar toe hy van Maria vir Josef geseën in armoede, was daar nie vir 'n plek nie. En al wat hy aangebied het, was die stal gewees. Die herbergier het hierdie goedgunstige geleentheid gemis, omdat geld vir hom belangriker was. As hy maar net geweet het, dat daardie aand in daardie stal gaan die leeu van Juda, die skoondood van Saron, die lang verwagte Messias gebore gaan word, sou hy die beste deel van sy herberg vir hulle gegee het. Maar hy het die geleentheid gemis. Besit Jesus die kamers van u hart. Besit die Here in u hele hart vanaand. Jy sien, daar staan in Matteus 6, ons kan nie vir God en vir Mammon saam dien nie. Ons moet 'n keuse maak vanaand. Wie dien u vanaand? Daar was daar die wyse manne. Hulle kom uit die ooste uit. Hulle het nie verstaan wat aangaan nie, want die tekens raak gesien. Hulle het geweet, as 'n belangrike een wat kom na hierdie wêreld. Hulle het van hierdie gunstige geleentheid gebruik gemaak. Hulle het dadelik gereageer om eer te gaan betoon aan die koning. Hulle harte was opreg, nederig en sag. Hulle harte was oop om Jesus te ontvang en eer aan hom te bring. En hulle het dit gedoen. Hulle het die geleentheid gebruik gemaak. En so het hulle ook Herodes vermy om by die tweede keer te gaan na hom toe, want hy het geweet wat Herodes se bose planne was. Hulle sê Jesus in Matteus 16 aan die Fariseërs en die Sadduseërs: "Julle weet om die voorkoms van die lig te beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie." Kerk van God, hou ons die hemelse horlosie dop. Ken u die skrifte? Die geestelike leiers het die skrifte geken. Hoekom het hulle die geleentheid oor Jesus Christus se eerste koms misgeloop? Hoekom was hulle aan die slaap gewees? Hulle oliekanne was nie vol nie, hulle was nie gereed nie, hulle harte was gevul oor hulle eie denke, hulle eie belange. Die skrifgeleerdes het geweet van die profeet Jesaja en die profeet Micha geprofeteer het oor die Messias.
Want by 5 vers 2 geprofeteer dat in hierdie nederige dorp sal die Messias kom. Hulle het geweet die geboorte van Jesus Christus sal plaasvind in die stad van Dawid. Bethlehem beteken huis van brood. Jesus is die brood van die lewe. Wie na hom toe kom, sal nooit weer honger word nie. Hulle het hierdie Jesus wat die manne uit die hemel uit is, het hulle misgeloop. En daarom het hulle siele soveel honger gehad. Hulle was honger gewees, maar hulle het nie geweet waarna om te kyk nie, hulle was blind. Honger ons vanaand nog dan God se woord, om meer en meer te leer uit die geskrifte uit. Bestudeer ons nog God se woord. Jesus nooi ons uit, hy sê kom, kind van God, is daar nog 'n verwagting in u hart, dat Jesus u hart elke dag sal opnuut sal maak en u sal lei tot geestelike groei. Verwag u die koms van Jesus, die wederkoms, is u gereed? Is u warm om vir die evangelie van Jesus Christus oor te dra aan ander en hulle te vertel van hierdie wonderlike God wat hy vir ons gedoen het? Of het u stil geword? Jesus het elke geleentheid gebruik gemaak om met mense te praat. Hy het uitgereik na verlore siele. Hy het 'n passie gehad vir siele. Volg ons nog Jesus se voetspore. 'n geleentheid by Johannes 1 staan daar geskrywe, maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Hy betwyfel dit. Maar Filippus sê vir hom, kom kyk. Toe Jesus van Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy vir hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. En Nathanael vra vir hom, maar waarvandaan ken u my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. En daar gee hy erkenning aan die Here, Rabbi, u is die Seun van God, u is die koning van Israel. Ek wil vir u vanaand sê, Jesus sien u raak, daar waar u is. Daar waar jy so besig is met die werk is, daar by die huis, daar tussen die vriende, die gesprekke waarby jy ons oor praat. Jesus hoor elke woord, hy ken die bedoelinge van die hart. Hy het jy nog 'n passie om ander te vertel van Jesus Christus? Of waaroor praat julle? Of as jy skaam oor Jesus te praat? Is jy 'n voorbeeld daar by die werk, in die winkelsentrum? Lees u nog die Bybel? Vertel u nog vir u kinders van wat het Jesus vir ons gedoen het? Hou ons nog stilte tye. Leer ons as kinders nog met die Bybel uit te lees. Jesus sien alles raak. Hy sien jou, hy weet van jou. Bid ons nog soms soos wat Dawid gebid het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut vir my 'n binneste vaste gees. Verwerp my nie die aangesig van die Heilige Gees van my af weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer dat die sondaars hulle kan bekeer. Bid ons nog so gebed vanaand. Vanaand nooi Jesus elkeen. Sy wederkoms is op hande. Waar staan ons met ons verhouding met Jesus? Luister wat die Here Jesus sê in Lukas 19. En hulle sal jou en jou kinders teen jou in die grond verpletter. En hulle sal jou nie die een klip op die ander bly nie, omdat jy die gunstige tye wat God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Kerk van God, is ons harte nog nederig en sag voor hom? Het ons nog ons eerste liefde vir Jesus? Is dit nog daar? Is ons harte steeds brandend vir hom? Is ons waarlik gehoorsaam aan Jesus? En neem ons elke geleentheid te harte? Ag ons nog ander hoër as onsself? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En die tweede wat gelyk staan hiermee is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Het jy jou naaste lief?
of is nog kwaad vir mekaar? Het ons daar die eerste liefde nog vir mekaar? Of maak ons mekaar nog seer? Wees versekerd, Jesus staan vanaand hier in die midde, hier tussen ons. Hy loop deur hierdie banke, hy ken elke hart, hy weet wat ons harte aangaan. En daar by die huis, en die Here weet daar waar hy is, hy ken jou hart, hy weet wat in jou hart aangaan, is jy nog opreg met God? Ja, dis al sê Here, ek is nie opstandig in die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook op. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo ons dit? En waarom bekeer jy nie jouself nie? Waarom wil jy nog steeds afgevallig lewe? Jesus strek vanaand sy hande uit na elkeen van ons. Dit is 'n ondergrondelike ewige misterie van sy liefde vir jou en vir my, want deur sy genade en liefde reik Jesus uit na elke verlore gaande siel. Daar gebeur iets wanneer ons Jesus aanroep. Here, hier is ek. Ek kom plaas myself oor in die hande. Op daardie oomblik omvou hy sy heilige mantel van sy goddelike deugtigheid oor ons om die sondige nagtyd van ons weg te neem en kleed ons met 'n heilige kleed. Met vreugde neem hy jou en vir my in sy arms en begroet ons met 'n koninklike kleed en verwelkom ons as sy eiendom. Daar in sy arms word 'n stukkie siel heel gemaak deur 'n goue geweefde genadestraat. Daar in sy arms van ons hemelse Vader vind ons die diep ongelukkige sondasiel wat 'n wonderbaarlike wyse verander van 'n heilige kind wat gevul is met blydskap en vreugde oor die redding van sy siel. Ween ons nog saam met ons broers en susters, hulle wat verlore is? Ween ons nog voor God van ons Here? Ek het oortree teenoor U, Here. Help vir my. Weet jy, die Here sal sy hande uitsteek. Hy sal ons veilig bewaar in die holte van sy hande. Want weet jy hoekom? Want dis dieselfde hande wat deurboor was aan die kruis van Golgotha. Dieselfde hande wat jy vanaand wil omvou in sy rustigheid, in sy beskerming en in sy vertroosting. Dieselfde voete wat vanaand hier van U vir my en jou kom nader. Dis dieselfde voete wat vasgenaal was aan 'n ruwe kruis, want hy stap vanaand by jou en my met voete wat omgee en liefde. Ons kan nie ons eie redding bewerkstellig nie. Jesus moes mens geword het. Hy het dieselfde ervarings deurgemaak as ek en U, maar hy het nie gesondig nie. Maar hy het sonde geword vir ons. Hy was onskuldig bevind voor 'n verhoor voor Herodes, maar steeds was hy tot die dood veroordeel. Weet jy dat by die begrafnis van Jesus Christus, sy familie was nie daar nie. Daar was nie ander medegelowiges nie. Hy was alleen. Daar was net 2 mans. Josef van Arimatea en Nikodemus. Josef het gevra vir Herodes, kan hy by die liggaam ontvang van die Here? Weet jy, hy moes daardie delikate liggaam wat verskuur was vir jou en my, met versigtigheid van die kruis afgehaal het. Want die Bybel sê sy ingewande kon gesien gewees het. En toe hy Jesus sien aan die kruis, toe moes hy hom versigtig afhaal. Hy was eers voorberei, die almal die gehad het 'n paar doeke om toe te maak op daai oomblik. En hy het geweet, want in daardie tyd was 'n persoon wat skuldig bevind was, veroordeel was maar gegooi gewees, weg. Dis die ander misdadigers, en daar word hulle verbrand buitekant. Maar hy het gesê, nee, want daar was 'n belofte gemaak in die woord van die Vader, wat gesê het, my seun sal in 'n graf wees. Ons kan daarvan lees in Jesaja 53. Jesus sal 'n graf hê. En hier Josef het sy graf vir Jesus gegee. Hy het dit gedoen. Ek weet nie of hy die skrifte geken het nie. En daar het Jesus in 'n graf neergelê, waar nog nooit iemand in gelê het nie. Hy was nie op die ashoop gegooi nie. Dit is wat die wêreld wou gehad het. Maar die Vader het gesê, nee, dit sal nie so wees nie.
Maar weet jy, dan vra ek ook, hoekom het hulle nie geglo? Jesus het telke male gesê, op die 3de dag sal ek weer opstaan. Hoeveel was daar gewees? Was die disippels daar by sy opstanding? Nee, hulle was by die huis gewees. Hulle het daar by mekaar gesit en gesê, die Here is dood. Wat nou op die 3de dag opstaan, toe was daar niemand gewees nie. Die engele het die klip weggerol. Hulle het die Here nie geglo nie, hulle het die geleentheid gemis. Toe open Jesus die oë, daar in Lukas 24, by die Emmausgangers, sodat hulle oë kan oopgaan om die skrifte te verstaan. Miskien met ons ook vanaand vir die Here bid, die Here open ook my oë vir die skrifte. Jy weet, en ek verstaan is dit, as die Here die vraag vra, maar waarom is daar so baie harte wat verhard is? Waarom wil die mens homself nie bekeer tot God nie? Waarom is daar so baie geslote harte? Want jy weet, toe Paulus met Agrippa gepraat het daar in Handelinge 26, toe sê Agrippa vir hom, jy beweeg my byna om 'n Christen te wees. Byna beteken niks, jy is nog steeds verlore. Daar is nie iets soos 'n halwe Christen nie. Of jy ervaar die Here, of jy verwerp hom. Of jy aanbid ons Here Jesus, of jy aanbid hom nie. Ons moet op om speletjies te speel, die tyd loop uit. Maar weet jy, op aan God se oë loop die hele aarde, deur diegene te stuur, wie se hart op onverdeeld op hom gerig is. Is u hart opreg voor die Here vanaand? Wanneer sal die kerk weer 'n passie hê om God te dien soos voorheen? Baie sê ons reik nie meer uit op die strate nie, want die strate is te gevaarlik geword, of is te koud buite, of is te warm buite. Waar is ons geloof? Waar is ons passie vir verlore siele? Wat moet ons doen voordat die harte weer sag moet word, dat mense weer self moet op bekering kan kom? Dawid was getrou aan God gewees, maar weet jy, daar het eendag iets gebeur wat God baie kwaad gemaak het vir Dawid. Ons lees daar van 2 Samuel 24, en die profeet Gad het hom toe gekom en hom gesê, wat wil jy hê, Dawid? Die Here gee vir jou 3 opsies. Wil jy moet hongersnood wees in jou land? Moet daar 3 maande wees, wat jou teestanders jou agtervolg, of wil jy 3 dae se pes hê in jou land? En Dawid het gesê, weet die Here sal my genadig wees, hy het die 3de opsie gekies. En eendag het die Here daai engel gestuur, en 70.000 mense het gesterf in 1 dag. Dit was 'n skok geweest vir Dawid, om 'n engel te sien met 'n ontblote swaard, tot daar 70.000 mense besig om te sterf. Hulle het gesterf. Hy het op sy aangesig voor God neergeval, en hy het sy aangesig op die vloer, en hy bid tot God, Here help! En die Here het sy gebed aangehoor, en onmiddellik spreek hy uit vir die engel en sê, dis genoeg, trek jou hand terug. Onmiddellik het die engel gestop. Hy het gestop voor die dorsvloer van Aronia. Dis dieselfde plek waar die tempel gebou word. Dit moes skrikwekkend gewees het. Moet dit gebeur vandag, voordat die mense begin begrip hê, ons moet God begin dien? Wil hê God moet begin in aksie kom op so 'n wyse? Soveel ginstige geleenthede het die mense gemis. Suid-Afrika, waar staan jou verhouding met God? Maar die woord is duidelik. Daar gaan erger dinge gebeur in hierdie wêreld. Dinge wat ons nog nooit gesien en ervaar het nie. Daar kom 'n dag wat ons noem die wegraping. Jy sien die godsdienstleiers het die eerste koms van Jesus gemis. Daar gaan so baie wees wat die tweede koms van Jesus gaan mis, omdat hulle blind is, hulle harte is hard. Hulle het nie gesien dat die vyeboom met reeds gebot nie. By watter geleentheid sal hulle dat deurslaggewend wees om te besef, ek moet myself regmaak voor God. Ek moet rein, skoon en heilig lewe. Ek moet 'n heiligmakingspad stap elke dag voor die Here. Maar daar sal trane wees, want hulle besef die wegraping het plaasgevind. Ek het dit gemis. Die goedgunstige geleentheid het ek gemis.
die skrifte het 'n vervulling gekom. Daar gaan so baie gebeur. Jy sê die Here het gepraat in Matteus 24 van hierdie geboortepyne, maar ek dink die wêreld het gewoond geraak aan al hierdie geboortepyne. Is vir hulle nie meer so erg nie. Al die oorloë, die hongersnood. Glo ons nog in die koms van ons Here Jesus? Dit is nie as nie, gaan gebeur nie. Dit gaan gebeur. Dit staan duidelik in die skrifte. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste pasuin, wanneer die pasuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, sê die woord. Miljoene mense sal verdwyn van die aangesig van hierdie aarde. Die groot verdrukking sal plaasvind. So baie boodskappe is hier oral gepreek. Maar baie het verkies om die wêreld se plesiere aan te gryp. Hulle het hierdie boodskap gemis toe daar gepreek word oor hierdie dinge. Hulle sal verskoning sê, maar weet jy wat? Hulle sal geweeg word, in lig bevind word. Hulle sal agterbly. Daardie dag kom verseker. Dit sal die donkerste tyd wees wat hierdie wêreld nog ooit geken het. Openbaring 4 tot hoofstuk 8 sê, die praat van die 7 seels, waar God se wêreldregering en die oordeel bekend gemaak sal word. Openbaring 8 tot hoofstuk 11 praat van die 7 trompette wat geblaas sal word, oor God se waarskuwings en die oordeel vir hulle wie agterbly. En dan Openbaring 12, hoe verskriklik gaan daai dag nie wees nie. En die groot draak is neergewerp en die ou slang wat genoem word duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Dat sal 'n tyd wees wat die wêreld nog nooit geken nie. Soveel pyn, soveel moeilikhede, soveel honger en vrees en angs gaan plaasvind, maar dit stop nie daar nie. Openbaring 14 tot 16 sê dat die 7 bakke veroordeel sal oor die mense uitgegooi word. En daar sal pyniging wees. Hulle sal begeer om te kan sterf, maar hulle kan nie sterf nie. Onder bittere omstandighede sal daar vir die wees wat dit wel gered sal word, maar hulle sal sterf solank hulle die merk van die dier nie ontvang nie. Ek wil nie verseker, hierdie is nie 'n storie nie, of net 'n verhaaltjie nie. Dis iets wat regtig sal gebeur, wat vorentoe. Vanaand wil ek u vra, is u soos die wyse maagde? Is u kan vol olie? Maak u gebruik van elke geleentheid? U sien, vir hulle wie God se genade verwerp, en jy het nooit die Here aangeneem nie, verseker sal jy sterf en verlore wees vir ewig. Ons lees daar van Lukas 16, waar die ryk man nie hierdie geleentheid gebruik gemaak het nie. En wat moet ons doen om gereed te kom? Hoor u dalk nie, dat die Here vanaand, soos Openbaring 3 vers 20 geskryf staan, hy klop aan die deur van jou hart. Praat die Here dalk nie vanaand met u nie, en sê, hoor jy, as 'n saak wat ek en jy nog moet uitsorteer, ons moet dat wat vanaand aangeraak word, ons moet praat hieroor. Hoor jy daai geklop, wanneer Jesus klop aan die deur, hoor jy dit? Aan hom wat oorwin, sal ek gee, en saam met my te sit op die troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom wat die Gees aan die gemeente sê. En die Gees is die Heilige Gees. Hoor u die stem van die Heilige Gees vanaand? En as daar bevind is dat iemand se naam in die boek van die lewe geskryf is, sal in die poel van vuur gewerp word. Wat is u keuse? Is u gereed? Of gaan u die genadige gunstige geleentheid misloop? Elkeen wie die Here aangeneem het, sal gered word. Jy sien, daar staan ook geskryf in Efesiërs 5, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd. En 'n ouer vertaling sê, koop die tyd uit, want die tyd is boos. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader weet dit. Wees op julle hoede, wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie.
Kind van God, ek wil jou vanaand bemoedig. Ek wil jou sê, die Here sal elke oomblik met jou wees, als is jy in watter stryd. Psalm 37 sê, dat hy sal nie toelaat jy sal val nie. Filippense 1:6 sê, hy sal die werk wat jou begin het, sal hy voltooi. 2 Timoteus 4 sê hy sal jou bystaan en krag gee. Jesaja 41 sê, hy sal jou deurdra. Openbaring 21 sê, hy sien jou trane raak, hy sê elke traan by jou oog afdroog. Eksodus 14:14, ons ken daai vers baie goed. Wees kalm, die Here veg vir jou. Ons moet vanaand God verheerlik vir wie hy is. Ons moet God verheerlik deur ons geloof. Ons moet God verheerlik deur die vrugte dra. Ons moet God verheerlik in ons liggame. Ons moet doen dit wat God van ons vra. U wie nog nie die Here aangeneem het nie, wil u nie maar hierdie goedgunstige geleentheid gebruik maak nie. Ek wil net hier daar waar jy nou sit, dat jy oë toe maak. Maak dit nie toe. As daar iemand is vanaand is, wat die Here nog nie aangeneem het nie, vra ek vir u. Ek gaan nie vra om jou hand op te steek nie. Kom vorentoe, moenie hier uitstap nie. Hierdie is die geleentheid wat die Here vir u gee. Kom vorentoe. Ons sal nie wees, ons sal saam met jou bid. As jy voel het voel afvallig geword, jy is nie meer op die plek waar jy is vanaand is nie. Kom vanaand uit vorentoe. En kom sit by die voorste bank, ons sal saam met jou bid. Here, ons wil net stil word voor u terwyl die Heilige Gees die naprediker sal wees van die woord. Dankie vir die genadige hand wat elke dag ons dra. Al verstaan ons nie altyd die pad nie, Here. Dankie vir elke goedgunstige geleentheid wat u vir ons gee om vir ons voor te berei vir u wederkoms. Ons kom vanaand na u toe, Here. Alles wat swaar op ons hart lê, ons hou ons vas aan u, Here. Wees ons genadig en versterk ons teen elke storm van ons lewe. Laat u hand ons lei, ons beskerm en gee vir ons vrede. In ons swakheid, Here, trek ons nader aan u, sodat die Heilige Gees my herinner wat u genade vir ons genoeg is. U is ons toekoms, u is ons tekortkominge en sieninge. U sien dit als raak, u sien ons trane raak. Vul ons hart met u rus en vrede. Ons bid, Here, vir elke predikant, vir elke kerkraadslid, vir elke gemeentelid, vir ons families, vir ons kinders en kleinkinders, dat u hulle sal toevou in die holte van u hande, Here. Dankie vir die seëninge wat u vir ons gee elke dag. Dankie dat u daar is vir ons is. Neem ons verlaat ook veilig, Here, huis toe, Here, terwyl ons harte, my God, oop kan staan, sodat u, Here, beheer kan wees van ons lewe. Ons sien uit na u koms, Here, maar help vir ons om gereed te wees. Amen. Ek wil net vra vir die voorsangers om vorentoe te kom. U weet, terwyl hulle vorentoe kom, was daar 'n jong man gewees en die Here vra vir hom, jong man, kom tot bekering, bekeer jouself tot die Here. En hy het gesê, Here, ek is nog te jonk. Ek wil eers pret hê, ek wil eers plesiere van die lewe hê. Miskien later in my lewe, Here. Later is die lewe, toe vra die Here vir hom, is dit, en nou, sal jy nou jou hart vir my gee? Toe sê Here, ek is te besig, ek het werk, ek is vergaderings, ek het afsprake, ek het kinders, ek kan nie nou nie, Here, miskien later, Here. En in sy diepe ouderdom vra die Here vir hom, wil jy nou jou hart vir my gee? Toe sê hy, Here, ek is te oud vir die dinge. Gaan vra maar vir hulle wat nog jonk is. En so het die persoon gesterf sonder die Here. Die tyd is nou. Maak nie saak wat is jou ouderdom is nie. Nou vra die Here om jou lewe vir hom reg te maak. Amen. Ons gaan nou die liedjie sing. Bring. Wat jy oor jou? Dankie. Ons staan in die Here is naby.
terwyl jy daar so sit, en ek glo jy bedoel vir elke woord wat gesing is so pas. Maak nie saak hoe diep jy is nie. Die Here sal jou daar uithelp. Vertrou hom net. Hy is lief vir jou. Hy gee om vir jou. Moenie hierdie geleentheid misloop nie. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee totdat hy weer kom. Amen.